Hallo almal en welkom. Is julle reg vir 'n superprettige eksamen vasvra? Moenie stres nie, hierdie is glad nie 'n toets nie. Dis sommer net 'n speletjie om te sien hoeveel julle al weet. Kom ons kyk wie die kampioen gaan wees. So, hallo daar slimkoppe. Vandag gaan ons breine so 'n bietjie oefen en seker maak julle is reg vir enige iets wat die eksamen na julle kant toe gooi. Is daai dinkpette van julle aangeskroef? Fantasties. Kom ons spring sommer dadelik weg. Reg, ons heel eerste ronde is 'n woordpelletjie. Ons gaan 'n paar baie belangrike woorde leer ken. Is julle gereed? OK, hier kom die eerste een. Ons eerste woord is 'n groot een, stereotype. Wat op aarde is 'n stereotype? Dink 'n bietjie mooi. Het jy dalk al hierdie woord iewers gehoor? Probeer sommer net raai wat jy dink dit beteken. En het jy reg geraai? 'n Stereotype is soos om 'n plakkertjie op iemand te plak met 'n idee wat jy reeds oor hulle het, nog voor jy hulle eers regtig leer ken. Byvoorbeeld, om te dink alle seuns hou van rugby of alle meisies hou van poppe. Dis soos om mense in boksies te probeer druk sonder om te weet wie hulle regtig is. Mooi so. Kom ons kyk na die volgende een op ons lys, diskriminasie. Sjoe, dis 'n mondvol, né? Maar dis 'n vreeslike belangrike woord. Wat dink julle beteken dit? Dink vir 'n oombliekie daaroor. Diskriminasie is wanneer daardie onregverdige idees, so stereotypes, maak dat mense lelik of anders teenoor mekaar optree. Dis wanneer iemand sleg behandel word, nie oor hulle velkleur of omdat hulle 'n seun of 'n meisie is. So, 'n stereotype is die dink, maar diskriminasie is die doen, die onregverdige optrede. Julle is behoorlike woordslimkoppe. Reg. Die laaste een vir die ronde. Vooroordeel. Hierdie een klink amper soos die ander, maar hy's nie heeltemal dieselfde nie. Wat is vooroordeel? Hier is die antwoord. Vooroordeel is daai gevoel wat jy kry oor iets of iemand nog voor jy al die feite ken. Dink daaraan soos 'n boek. Dis om te besluit, ek gaan nie van hierdie boek hou nie, sonder om eers die eerste bladsy te lees. Jy oordeel voor jy weet. OK. Nou vir 'n super belangrike vraag. Dink nou baie mooi hieroor. Sê ons land se wette. Dis reg om teen 'n kind te diskrimineer. Is dit ooit OK? Wat dink julle? Is die antwoord ja of nee? Die antwoord is 'n reuse groot, duidelike nee. Absoluut nie. Nooit ooit nie. Die wet in ons land sê dat geen enkele kind ooit onregverdig behandel mag word nie. Elke liewe kind is belangrik en verdien om met respek behandel te word, maak nie saak wie jy is, waar jy vandaan kom of hoe jy lyk nie. Wow, julle het ronde 1 kaf gedraf. Is julle reg vir ronde 2? Nou gaan ons oor iets baie cool praat. Julle superkragte. Dit is julle regte, maar onthou, met elke superkrag kom 'n superverantwoordelikheid. Kom ons kyk. So, hoekom het julle hierdie superkragte of regte? Wel, hierdie regte is daar om seker te maak jy kan groot word en sterk wees, vir jouself kan dink en eendag 'n wonderlike groot mens kan word wat help om ons land 'n nog beter plek te maak. En wie maak seker julle het hierdie regte? Wel, daar's 'n baie spesiale wet, die Kinderwet. En daai wet het een goue reël wat almal moet volg. Almal moet altyd doen wat die beste is vir jou, vir die kind. Julle belange kom altyd eerste. Goed, kom ons kyk nou 'n bietjie na daai superkragte. Die heel belangrikste ding om te onthou is hierdie. Vir elke reg wat jy het, is daar 'n plig of 'n verantwoordelikheid wat daarmee saamgaan. Dit werk soos 'n span. Kom ons kyk na 'n paar. Jou eerste superkrag. Jy het die reg om te leer en skool toe te gaan. Dis jou reg op opvoeding. En jou verantwoordelikheid. Wel, dis om jou beste te probeer, jou huiswerk te doen en jou onderwysers met respek te behandel. Sien, dis 'n spanpoging. Nog 'n superkrag. Jy het die reg om 'n dokter of 'n kliniek te sien as jy siek is. En jou verantwoordelikheid, help jou liggaam om gesond te bly. Eet jou groente, borsel daai tande en speel veilig buite. Hierdie een is groot. Jy het die reg om jou opinie te gee en dat groot mense ernstig na jou luister. Maar onthou, jou verantwoordelikheid is om ook na ander mense se opinies te luister, selfs al stem julle nie saam nie. Respek werk albei kante toe.
Jy het die reg om veilig en geliefd te voel. Dis een van die belangrikstes. En jou verantwoordelikheid? Deel daardie liefde. Wees 'n goeie maatjie, wees gaaf met jou familie en wys omgee. So maak jy die wêreld 'n liefdevoller plek vir almal. Ja, jy het reg gehoor. Jy het die reg om foute te maak. Niemand is perfek nie en dis hoe ons leer. Maar die belangrike verantwoordelikheid wat hiermee saamgaan, is om uit daardie foute te probeer leer, sodat jy volgende keer beter kan doen. Laaste een vir hierdie ronde, jy het die reg op 'n veilige en 'n lekker huis om in te bly. En jou verantwoordelikheid is om te help dat dit so bly. Help om jou speelgoed op te tel en jou kamer netjies te hou. Elke klein bietjie help. Wow, julle is ware kampioene. Ons is nou by die heel laaste deel, die finale uitdaging. Hierdie is die heel belangrikste vraag van die hele vasvra. Is julle gereed? Hier is dit. As jy ooit bang of hartseer of alleen voel en jy het regtig iemand nodig om mee te praat, is daar 'n spesiale, veilige nommer wat jy kan bel vir hulp. Weet enige een van julle wat daardie nommer is? Daardie nommer is Kinderlyn 0800055555. Kom ek sê dit weer stadig, 0800055555. Dis heeltemal gratis om te bel en daar is altyd 'n vriendelike persoon aan die ander kant wat sal luister en jou sal help. Onthou hierdie nommer, dis jou geheime hulplyn. En dit, slimkoppe, bring ons aan die einde. Onthou asseblief altyd, jy is sterk, jy is belangrik, jy het regte en daar is altyd hulp as jy dit nodig het. Julle het ongelooflik goed gedoen met hierdie vasvra. Mooi so, kampioene, en baie sterkte met die eksamen.